Romeine 13 vers 1 sê dat elke mens hom aan die owerhede wat oor hom gestel is moet onderwerp, want God het die owerheid daar gestel. Die woord wat met onderwerp vertaal word, sê dat ons vanuit 'n onderste posisie moet opkyk na dit wat bo ons is. As jy op ons paaie beweeg en kyk wat alles in ons land gebeur, dan lyk dit of daar totale wetteloosheid is, asof elkeen net doen wat hulle wil. Maar het jy al gedink hoe dit in ons land sal gaan as daar absoluut geen wette is nie? Hoe sal daar gesteel, gemoor en alles wat sleg is gedoen word as almal dit doen? Hoe sal dit op die paaie lyk as elkeen ry net soos hulle wil? Ons kry vandag swaar omdat daar min gevolge is vir al wat verkeerd doen. God se wil is 'n samelewing waar daar wette orde is, want dis 'n veilige omgewing waar ons in liefde en vrede saam met mekaar kan leef. Dat so baie mense vandag doen net wat hulle wil en daar min gevolge is vir hul wat die wet oortree, beteken nie ons moet ook so word nie. Die Here Jesus het vir Pilatus volgens Johannes 19 vers 11 gesê dat hy geen gesag sou hê as God dit nie aan hom gegee het nie. Die Here Jesus het volgens Matteus 26 vers 53 meer as 12 legioene engele tot sy beskikking gehad om hom te dien. Maar hy het hom aan die owerheid onderwerp en hom laat kruisig. Ek moet Jesus as my Here volg deur my ondergeskik te stel aan die owerheid, of ek van hulle hou of nie. Al staan ek alleen, bly ek uit liefde vir die Here wat agter die owerheid staan, gehoorsaam aan die wette van die land. Respekteer jy in jou daaglikse lewe die wette van die land, of bevorder jy deur jou optrede wetteloosheid, deur self te doen wat verkeerd is?